so dat julle ek nou vir daar binne wys. Ek gaan julle so 'n bietjie meer van Melior vertel. So Melior is 'n naam wat nog so 'n bietjie onder die radar is. Ons het so bietjie meer as 'n jaar gelede net so 'n bietjie besigheidsskuiwe gemaak. So ons het 2010 het ek AgriSol begin wat hoofsaaklik gegaan het oor grondontledings en bekalkingsaanbevelings. Dit het ontwikkel tot 'n redelike kragtige rekenaarstelsel. So ons het AgriSol intussen nou net 'n tegnologiemaatskappy gemaak waar ons 'n span sagteware ontwikkelaars het. Dit is vir ons baie belangrik om langtermyn te kan sien wat op 'n land gebeur het, om data van oral af te versamel, om komplekse berekeninge te kan doen op daai ontledings en ook die hele proses te hanteer. So AgriSol is nog steeds daar. Melior bied data gedrewe oplossings aan die boer, seisoen na seisoen. So ons gebruik die data van AgriSol om dan bietjie meer te wys wat ons doen. So ek is by Dani betrokke van net nadat hy nou-til begin doen het in 2010. Hierdie grond is baie keer gereeld bekalk in die hele tyd, aanvanklik op 'n 3-jaar siklus, die laaste tyd op 'n 2-jaar siklus. Aanvanklik was die gemiddelde behoefte omtrent 1 ton per jaar. Laas jaar was dit onder 200 kg op 'n 2-jaar siklus, so ek dink ietsie in die 80 kg per jaar. En dis waarskynlik omdat ons beter stikstof gegee het en so oor die jare. So laas jaar is dit toe nou glad nie bekalk nie, want dit was eintlik te min. Daar was kolle wat bietjie meer nodig gehad het. Hierdie jaar het Dani ook sonder kunsmis in die band geplaas. Hy het niks kunsmis in die band geplaas vir die eerste keer. So hierdie plante is die hele plantmengsel eintlik net uitgestrooi en later 'n topbemesting. So Melior doen 3 goed. Ons doen die ontleding gewoonlik op 'n grid. Ons sal 1 jaar grid doen en dan 2 jaar saamgestelde monsters wat ou kan sien wat deur in tyd gebeur en dit ook op 'n grafiek kan sien. Dan doen ons die gewasbemesting deur van die Heinie grondgesondheidtoets gebruik te maak en ons moniteer in die seisoen deur van soil to sack wat ek vir julle ook 'n bietjie meer van sal vertel gebruik te maak. So gewoonlik wanneer 'n ou met kunsmis in die band plaas, sien jy baie wortelontwikkeling in so 'n sone, 'n digte wortelontwikkeling. Deur nie kunsmis daar te sit nie, en ek beveel dit nog nie so algemeen aan nie, maar elke keer wat ons gedoen het dit gewerk. En Dani se grond was nou al so dat ek kans gesien het dat hy dit hier ook doen, maar ons het al baie keer gesien, as dit begin droog word daai sone kurkdroog, en dan kan jy nog kolle hê met vog hierso. Met hierdie manier wat ons nou bemes het en oor die langtermyn wat ons bekalk het, kan julle sien dat daar deur die hele profiel eintlik oralster omtrent eweveel wortels is, so diep as wat nou daar kom onder toe gaan. So daai vog kan ons gebruik. So bekalking is baie meer as net 'n pH-regstelling. Bekalking het ook te doen met hoe my grondstruktuur lyk, maar ook met die inbalans van die voedingsstowwe, dat die voedingsstowwe opgeneem word, eweveel van elkeen. As jy te veel magnesium in jou grond het, gaan jy sukkel met kalsiumopname of met kaliumopname en daai goed. So ons wil daai balans ook reg hê wat voeding aanbetref. Hoekom is struktuur so belangrik? Dit gaan maak hoeveel water infiltreer en hoeveel afloop. Hoe beter jou struktuur is, hoe meer water gaan in die grond ingaan, wat jou reënval meer effektief maak en selfs jou besproeiing. Dit gaan maak dat daai wortels meer vrylik deur die struktuur in die makroporee kan beweeg en jou wortelstelsel lekker wyd kan groei. Hy gaan beter dreineer as jy oormaat water het. En dit hou ook meer water eintlik in reserve vir wanneer daar die droogte kom. So dit was ernstig droog hierso. En Dani wou op 'n stadium net sê hy gaan nie na die lande toe nie, hy weet nie hoe lyk dit nie. En hierso staan eintlik 'n baie mooi oes nou ten spyte daarvan. So dit is die eerste deel, die bekalking. Ek gaan net weer uitklim, dit raak warm daar binne. So die tweede deel wat ons doen is die Heinie toets. Ons het Dani se lande in 3 zones opgedeel, waar ons 'n lae, medium en 'n hoë produksiesone het, en dan het ons op elkeen van hulle die Heinie grondgesondheid toets gedoen. Vir die van julle wat dit nie ken nie, dit is ons het dit tot nou toe in Amerika gedoen. Ons hoop ons kan dit binnekort goedkoper in Suid-Afrika doen.
maar dis 'n baie flou organiese suur wat gebruik word as 'n ekstraheermiddel. So dit boots na wat die sure wat 'n plantwortel sou uitskei, sodat ou meer akkuraat kan sien wat is plant beskikbaar. Ons meet ook die wateroplosbare organiese koolstof en stikstof en ons meet die koolsuurgas as ons die grond droog en weer nat maak, daai hoeveelheid wat vrykom. Dit gee vir ons 'n goeie aanduiding van die aktiwiteit van die mikrobes, voordelige mikrobes in die grond. Dan gebruik ons al daai data om te sê hoeveel NPK, organies en anorganies, gaan ons beskikbaar kry uit die grond en ons gebruik die doelwit wat ons het vir opbrengs en dan bepaal ons hoeveel kunsmis moet daar gegee word. Hierdie sone het die vorige jaar ook redelike goeie opbrengs gehad. So dit was asof hy bietjie leeg getrek is, hy was nie baie reserves nie. So hy het 103 kilogram en byvoorbeeld hier gegee, maar daar's ander zones op die plaas wat net 60 gekry het. So dit is die eerste deel, ons gebruik daai heiningstoets ook om seker te maak dat die mikroelemente voldoende is, want dis ook 'n ding dink ek wat ons baie afgeskeep het. Ons gronde kan net nie altyd natuurlik die hoeveelheid mikroelemente wat nodig is met die opbrengste wat ons deesdae afval voorsien nie. So dis die tweede deel. En dan die derde ene is 'n innovasie van AgriSol, die Soil to Sap. So ons het baie by die Nederlanders wat dit baie jare al doen geleer. Ons trek en 'n bietjie daar bygevoeg. So wat ons doen, en dis kom ons dit Soil to Sap noem, ons trek hier in die wortelsone 150 mm diep 'n grondmonster en daar gebruik ons net gedistilleerde water as 'n ekstraheermiddel. En dan so dit was net voedingsstowwe wat onmiddellik plant beskikbaar is uit en dan kan ons sien wat kan die plant nou daar kry en hoe lyk die balans tussen dit ook. En ons sagteware is sodat hy daai